Geroepe geliefdes, hartlike goeiemôre. Wat 'n groot voorreg as ons so saam kan kom, wanneer dit ook heilig raak en stil raak in ons lewens. En dat ons kan weet die almagtige God van hemel en aarde is in ons midde. Hy wat ons hier saamgebring het, saamgeroep het. Anders sou ons nie hier gewees het vandag nie. Dis die Here wat ons deur die wegneem van ons Joel vanuit ons midde hier saamgeroep het. Geliefdes, baie sterkte vir die dag. Sonja, geliefde kinders, familie, almal van u, vriende. Baie sterkte vir die dag. Mag die Hemelse Vader vir ons die krag gee en die leiding gee en die hulp en die geloof en die genade gee. Die liefde wat u nodig sal hê in hierdie tyd. Hier aan die einde van die jaar, net so na Kersfees, ook in die Kersfeestyd, dat ons ook daarin baie kan sien, kan verstaan, kan leer, wat die Here ook vir ons wil na wys, en vir ons ook wil duidelik maak, attent maak, daar het 'n boodskap na vore bring. Geliefdes, baie sterkte Sonja, sterkte geliefde kinders, kleinkinders, almal van ons. Joel Andre, daar's nog 'n sussie ook, sy, en die geliefdes, baie seënwense vir die dag. Dis 'n groot voorreg, want ons het ook hier te doen met dit wat die Here vir ons op die pad gebring het. Hy is nooit laat nie, ons kan laat wees in die wêreld, maar die Here is bo-kan tyd. En hy sal ons nooit in die steek laat, hy sal ook nooit verkeerd doen nie. Dit wat hy gedoen het is goed. Want in die Vaderhuis is daar woonplek vir sy kinders en geliefdes. En hy sê, Jesaja sê vir ons, in Jesaja 43, die Here sê, ons is syne. Hy het ons weer net laat verstaan dat hy vir 'n geliefde vir hoeveel jaar vir ons geleen het, 79 jaar, 10 maande vir ons geleen het. In die laaste tyd was Joel ook baie siek gewees. En die Vader weet, want is dit die tyd. Daarom is dit so belangrik dat ons ook die klop hoor, dat ons roep en vir ons sê, dit is nou die tyd om ook die boodskap van die Here te verkondig. Mag die woord van die Here ons aanroer, oorweldig, en ook vir ons oortuig hoe goed almagtig God is. Ons gaan begin met die uitspreek van die seën, geliefdes, daarna gaan ons sing. Maar u kan maar net luister oor die aankondigings gaan maak. Kom ons hou daarby en ons probeer dat dit ook so kan verloop. Verskoon dat ons 'n bietjie in agterstand het met die krag vanoggend en ook dan met die begeleiding. Maar nou moet ons sing, en ons moet dit goed doen, ons moet ons bes probeer, om ons doen dit so. Ons gaan net die seën uitspreek, daarna sal ons die erediens verder aankondig. Ons hulp is
in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat trou sal bly tot in ewigheid en die werk van sy hande nooit sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk vermenigvuldig van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons kyk na ons programmetjies. Ons sorg dat elkeen so ver moontlik 'n programmetjie kan hê. En daar het ons lied 518, ons gaan begin met daardie lied. Ons gaan dit staande sing. Daardie 2 verse voel jy soms of die Here te ver is. Twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Kom ons staan en dan begin ons saam sing. Voel jy soms op die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees vooral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom uit die hemel neer, met basyn en geskalk, kom hy al sy mense haal. Voel jy soms op die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Heer met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na ons wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe sag hy die wind, kyk die glimlach van 'n kind, maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat hier praat. Voel jy soms op die Here te ver is, twyfel jy soms op God se bestaan. Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees vooral met jou sal gaan. Ons skriflesing vanoggend, die brief van Paulus, die tweede brief aan Timoteus, geliefdes. Die tweede brief van die apostel Paulus aan Timoteus gaan ons saam lees vanoggend in 'n paar verse. Timoteus 1 sal ons skriflesing wees, soos aangeteken vir ons, 2 Timoteus 1 vers 1 tot 8.
2 Timoteus 1 vers 1 tot 8. Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. Hy skryf aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien. Wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink, dit is Paulus nou wat aan Timoteus dink. Paulus sit in die tronk, Timoteus is daar en hy moet verloor. Hy het 'n krisis in sy lewe ervaar. Terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner, die ongeveinsde geloof wat in jou is, geliefdes, kom ons luister daarna, ongeveinsde geloof, wat eers gewoon het in jou grootmoeder, Louise, en in jou moeder, Eunice, en wat daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is, deur die oplegging van my hande, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag. Die Heilige Gees is 'n gees van krag, geliefdes, en liefde en selfbeheersing. Daarby kan ons nie verbykom nie. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God. Wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser, Jesus Christus, in hierdie dag van Kersfees, wat die dood opnuut gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie, waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene in die wêreld. Geroepe geliefdes, hier is 'n stapel vol evangelie saamgevat. In hierdie gedeelte wat Paulus skryf aan Timoteus, wat 'n jong man is, wat moed verloor het, wat geknap het in die lewe, en sy geloof het dit knap gekry, na dit wat in sy midde gebeur het en plaasgevind het. En nou word daar die hemelse Vader, wanneer ons hierdie knap kry in ons lewe, geliefdes, en hoeveel te meer as die dood op ons afkom, in so'n tyd, in so'n omstandighede, dat ons kan knap in die geloof. En dan word ons deur die woord van die Here hierin aangespreek, hierin aangeroep. Gelukkig is u wat die woord van God hoor. Die woord van die Here sal oordink en u hart bewaar, geliefdes, daaruit sal gaan haal, daaruit sal gaan put, en mag dit ons strewe wees en ons strewe bly, dat ons hieraan aandag gee, wat ons vanoggend vanuit die woord van die Here sal hoor. Ook in 'n moeilike tyd, 'n hartseer tyd, wat ons nie verwag het, maar wat ons oorweldig. Mag die Here u genadig wees. Geroepe heiliges van ons Here
Jesus Christus. Daar is baie beproewings op ons lewenspaaie. En wat help vir 'n beproewing wat skielik opduik op ons lewenspad, wat ingrypend is, wat moeilik is, wat swaar is. En die ergste is sekerlik die dood van iemand wat uit ons midde weggeneem word, 'n rots, 'n gelowige, 'n geliefde uit ons midde. Broers en susters, dit maak ons geloof seer. Dit maak ons geloof seer. Wat gebeur as 'n dierbare van ons uit hierdie wêreld weggeneem word, afsterf en weg is? Hoe raak dit die lewe daarna, ons wat agterbly? Want ons het nou die skok te doen, hoe raak dit die lewe daarna, geliefdes? Wat gaan van my word, sal ek dink? Dit bly 'n ernstige skok, al was iemand 'n tyd lank siek gewees. Maar dit is ingrypend. En dit gaan om hierdie groot vrae waarmee 'n mens worstel. En dit help nie om dan vir mekaar eenvoudige antwoordjies te wil gee of oppervlakkige antwoorde te wil gee nie. Dan moet ons 'n grondslag daar plaas en daar stel waarop ons kan staan en kan bou en kan aangaan vorentoe. Hoe kan ek sinvol voortgaan? Ons het 'n onwankelbare fundament nodig as ons volgende hier saamgekom het en saam met mekaar gepraat het. Onwankelbaar. Ons moet vasstaan, ons moet stewig staan. In die gedeelte wat ons gelees het ons woorde van 'n geliefde Paulus wat die krisis in sy lewe ervaar het. Net voordat ons daarby kom in die Ou Testament, dan weet ons die Here het vir Abraham gesê toe sy vrou van hom af weggeneem is deur die dood. En die Here vir Abraham gesê, jy moet nou gaan en jy moet genoeg tyd inruim om te tree. Jy moet genoeg tyd inruim om te tree. En dit sal ook die tyd wees wanneer jy tree, dat ek jou sal voed en versorg met geloof wat jy nodig sal hê. Vir Abraham sommer in die Ou Testament en Genesis, geliefdes. En hoe meer genade ons nodig het, hoe meer genade sal die Here vir ons gee. Hoe meer geloof ons nodig het, hoe meer geloof sal die Here vir ons gee. Hoe meer liefde sal hy vir ons gee. Broeders en susters, en daarom is dit so belangrik ook uit hierdie oogpunt van die apostel Paulus, as hy nou daar in die tronk sit en hy moet skryf aan Timoteus wat besig is om te knak vir sy geloof in die lewe in die wêreld daar buitekant. Dat hy sê hy sal moet staande bly. So staande bly, dat hy nie net staande bly nie, maar hy moet nog met sy roeping en sy, waar die Here hom geroep het, sy werksomstandighede elke dag in die lewe voortgaan. Dit vra nog meer, om staande te bly vra al baie, maar dat ek kan aangaan met my werksaamhede, en dit waarop die Here geroep het, vra nog baie meer vir die mens. En dit is waarop die apostel Paulus afkom. Jy moet staande bly, geliefde, en jy moet nog aangaan met jou daaglikse taak en met jou getuienistaak as gelowige ook in hierdie wêreld. En hy sê moet net nie onder beproewinge wat ons nou ervaar, want dis die grootste beproewing wat ons vandag oor kan praat. As ons so 'n situasie in beland het, geliefdes, ernstige beproewing, moet net nie in hierdie tyd van beproewing verder struikel nie. En ons kom by hierdie ernstige beproewing. Hy sê, jong
man, hy het saam met die apostel gewerk. Hy het die apostel se hand altyd gevat, die apostel het hom moed ingepraat, en nou is Paulus van hom weg, en hy sit in die tronk, en hier is hy in die wêreld, buitekant, en hy moet aangaan, en hy moet die evangelie uitdra verkondig. Paulus is 'n magtelose gevangene, hy kan net skryf, maar dit wat hy skryf, hoor ons vanmôre, is ontsettend belangrik, geliefdes. Waarvoor geliefdes ons ook vanoggend toeganklik behoort te wees. Daar is soveel mense wat haat die evangelie haat en Christus en sy evangelie haat. En dit het vir Timoteus plat geslaan. Hy het dit nie verwag nie. Hy is verlam in sy geloofslewe. Dit het donker geword en hy sien nie meer 'n weg nie. Dis wat plaasgevind het. Hy het sy uitsig verloor. Hy het sy roete verloor. Hy het sy mikpunt in die lewe verloor. Hy het sy beplanning in die lewe vir die nuwe jaar en volgende jaar en die jare wat kom, nog pragtige jare voor verloor. Dit het tot stilstand gekom. Alles het verdof. Sy arbeid in diens van die Here het verlam geraak, en so kan ons aanhou. En ons sien hom daar sit met sy kop onderste bo. En as hy opkyk, is daar trane oor sy wange en trane wat drup op die grond. In 'n nat sakdoek in die hand. En hy sê, daar moet ons begin, geliefdes, as ons vanoggend by 'n punt moet begin, nadat ons in die geloof 'n krisis ervaar het. Want ons het baie vrae, en die vraag beteken ek het 'n krisis ervaar. Waar moet ons begin? Dan moet ons by die geloof gaan begin. Dis waar ons moet begin. Geliefdes, die geloof wat ons geleer het van 'n geliefde, as ons moet om heel te doen gehad het ons 'n gelowige mens mee te doen gehad. Hy het baie krisis in sy lewe gehad. Wat het nie alles op sy lewenspad plaasgevind? Die een het aan die ander gekom. Kinders wat hy verloor het, kleinkinders wat hy verloor het, vrou, geliefdes, alles op sy pad. Hartseer tye, moeilike tye, siekte toestand wat 'n mens platslaan, wat 'n mens verlam. Dan sê die apostel Paulus, as hy mooi dink, want hy kan mooi dink, dis gelukkig stil, en hy kan dink, en hy sê, jy moet daardie genadegawe wat jy ontvang het aanvakker. Watter genade? Die geloof. Dis 'n genade van die Here. Dis die mense wat die geloof uitgedink het. Daarom is dit die Here wat dit gee. Daardie geloof moet aangewakker word. Geliefdes, moet aandag kry nou. Nie môre nie, nou. Dis wat Paulus vir ons sê. En nie uit goedkoop woorde nie. Nie uit baie sterkte, mevrou, geliefde suster, kinders, net om te sê baie sterkte nie. Dis goed en wel, dis meer lewe. Maar 'n fundament, waarop ek kan teruggaan huis toe om nog gaan staan. Uit die woord van die Here waarin ek kan staan en kan lewe en kan vasstaan en kan oorwin, moet my geloof aangewakker word. Dis waar die begin is vanmôre. En hier word gesê, dit kom deur die geslagte, sê hy vir Timoteus, want ek ken jou ma en ek ken jou ouma en ek ken jou mense. Sê hy die verbondslyn, Paulus, broeders en susters, die lewende geloof in Christus Jesus, wat hulle aan jou geleer het, wat hulle aan jou opgedraai het, wat ons die name van voorgelê het vanoggend in die woord van die Here. Dit kom deur die geslagte, sy grootmoeder, sy moeder en nou hy. Ons kan altyd sien, geliefdes, hoe die verbondslyn loop, deur die lewe van 'n mens.
As hy vir ons al meer en meer vertel van wie hy agtergelaat het op sy lewenspad, vir wie hy begrawe het op sy lewenspad, met wie hy te doen gehad het, en wat reis hy groot geword het, en wie vir hom belangrik was, en wat vir hom belangrik was, en wat mens vir hom belangrik was, in sy lewe op die lewenspad. En die geloof wat u het, geliefdes, geliefde kinders, die geloof wat u het, is 'n geldige geloof, want dit kom nie van mense af nie, dit kom van die Here af. Dis 'n kragtige geloof, dis die vertrekpunt, wat werklik onherroepelik aandag moet kry, en versorg moet word. Dis waar die Here met sy genade werk met u, familie, huisgesin begin het in jou lewe. Hier is die eerste vaste punt waar ons moet begin. En die Here sê, dan sal hy vir ons die gees en die krag, die gees van krag, liefde en selfbeheersing gee, dat ons in die geloof kan voorbegin. Die krag gee om die vrees te oorwin. Want die eerste, as ons geloof seer kry, dan word ons bang, dan vrees ons. Waarom het die voortrekkers nie bang geword? Geloof in God. Om jou werk te kan doen, om nie bang te wees, het jy geloof nodig. En jy krag nodig, en jy liefde nodig. Dis wat die mens nodig het. En dan beproewings dan vir ons, alles is nou verlore. Alles het onder my tot niet gegaan, my fondasie het verkrummel, en daarom het ons 'n fondasie nodig, onder ons geloof, om vast te staan. En stewig te kan aangaan, en die lewe verder hier vandaan, in die oë te kan kyk, met trane in die oë, met alles wat gebeur, maar met krag. Met krag, liefde en selfbeheersing. Dis wat die Heilige Gees vir ons gee, en ons daarvan oortuig, waar ons sal moet begin. En dan word ons gewaarsku, dat ons nie skaam moet word, nou, dat ons in 'n krisis geword het, gekom het, en swak geword het, vir die evangelie. Moenie nou die evangelie agterlaat. Neem dit saam met u. Neem dit saam op die lewenspad. Moet jou nie nou staan vir die evangelie, die geliefdes. Die mens kan op verskillende maniere omskaam vir die evangelie. En dit kan ons gerus 'n bietjie uitlig. 'n Mens kan opstandig word, dan skaam jy jou vir die evangelie. Want dan raak jy kwaad. Jy kan verbitter word, dan skaam ek my vir die evangelie. Jy kan weier om die hand van die Here te sien, en die dinge soos die dood, geliefdes, dan skaam ek my oor die evangelie. Jy kan twyfel aan die eindoorwinning van Christus, dan skaam ek my oor die evangelie. Jy kan verlam word in jou ywer, in jou werk, in jou geloof, en dit wat vir jou belangrik is, om die erediens by te woon, om kerk toe te gaan, om die Here te aanbid. Dis wanneer ek my skaam vir die evangelie. En ek praat al minder van die evangelie. Waarom? Daarom, Paulus is so slim, deur die werking van die Here in sy lewe, dat hy sê, moenie nou vir jou skaam vir die evangelie. Moenie opstandig word teenoor die Here. Hy is die God wat ons gemaak het. Die tweede plek. Die eerste plek waar ons moet aan aandag gee, geliefdes, wanneer ons plat geslaan is, dan is dit nodig om onsself weer aan te wakker
opsigte van ons geloof. Die tweede plek, wat ontsettend nodig is. Daar is bemoediging. As ons in die woord van die Here gaan soek en gaan blaai, is daar bemoediging vir hierdie dag. Wanneer ons moedeloos is, moet ons bemoedig word om met ons lewe sterk voor te gaan, om weer ernstig te werk en aan te gaan en aan die ploeg te kan slaan. Vorentoe te weer bemoedig word. Geliefde, en waarin word ons bemoedig? Vanuit die Bybel. Uit die volgende woorde word ons bemoedig. Jy het 'n heilige roeping. Jy is in die teenwoordigheid van die Here, al kry jy swaar. Al het jy hartseer vandag. Daarom het ons vanoggend, toe ons mekaar gegroet het, gesê, dis 'n heilige geleentheid. Ons is in die heilige teenwoordigheid van die Here. En dit wil hierdie bemoediging vir ons in die eerste plek sê. Die Here is by jou. Sal jy op die pad, geliefde? En hy wil voortdurend vir ons sê op ons oor. Ons hoor daar hoe die dominee bid en hy sê, Here, laat u mond op ons ore wees. En ons hoor die mond van die Here op ons ore met hierdie woorde. Ek het jou geroep. Ek het jou uitverkies, ek het jou geroep. Hoekom sal ek jou nou alleen laat? Ek het jou gered in Christus Jesus. Ek is saam met jou, ek is by jou. Jy is nie 'n verlorenheid nie. Jy is bevry. Jy is uitgehaal. Jy is weggeneem. Uit dit wat ons ondergang bewerk in die wêreld en in die lewe. Jy is weggeneem daaruit. En ek het jou geroep. Jy het 'n disipel van my geword. Jy het ryding ontvang tot jou geroep het. Jy het 'n heilige roeping. Moet jy nou as Christen terugkyk en kla nie. Jy het 'n heilige roeping. Waartoe die Here u geroep het. Geliefde moeder, kinders, heilige roeping in die wêreld. Ons het dit van hom Joel geleer. Ons het dit van hom gehoor. Wat nou, geliefdes, wat nog? Want daar die fondasie moet sterk word, waarop ons moet staan. Onthou nou nie volgens jou werke nie, sê Paulus vir Timoteus, jy het niks verdien nie. My kind het niks verdien nie. Dis God se voorneme om ons te doen. Goeie werke bring ons nêrens. Ja, dit is 'n bewys van dat ons gelowig is, dis waar. Maar die geloof kom eers. Nie volgens werke nie, maar na die voorneme van God in jou lewe. Nie ons goeie werke nie, maar die genadige wil van God, dat ons vanoggend hier gekom het en saamgekom het. Dit is 'n onverganklike genadegawe wat die Here met ons te doen het mee. Kom ons kyk net vanoggend vir 'n oomblik in sy Vader hart. As hy hier teenwoordig is. Hoe voel die Here teenoor u as ons vanmôre hier sit en hartseer is? Hy doen dit saam met ons. En hy wil hê ons hier sy woord, ons sy Bybel oopmaak. En dat ons moet kyk en moet hoor en verstaan. En hy bemoedig Timoteus nie op 'n goedkoop manier nie. Deur te toon wie God is, wie hy werklik is. En dit slaan die bodem stukken en die bodem uit van alle moedeloosheid.
van geestelike hoogmoed slaan in die bodem uit. Ek kan nie in geestelike hoogmoedig raak nie. Ek bly nederig, afhanklik. En hy sê vir ons in die derde plek, geliefdes. Die heil het 'n werklikheid geword. Dis waar die Here nie aanwesig is volgende, want sy heil, wat hy voorspel het 'n werklikheid geword, en hy is nie skaam om u vandag hier te ontmoet in julle diens. Hy is nie skaam om u te sien en voor u te staan as u kom bedel met hande soos Lazarus, genade te bedel voor hom nie. Hy is nie skaam nie. Hy sal vir die genade gee binne na die hande wat nie nodig het. Hy sê die werklikheid onder ons, die heil, die werklikheid het werklik geword. En wat het ons nog 'n paar dae gelede gedoen? Die 25ste Desember. Het Jesus werklikheid geword in die lewe. En 'n paar dae, 'n paar maande vorentoe met die Paas-evangelie, dan word dit weer werklikheid. Wat het hy hier kom maak? Om te sterf, dat ons kan lewe. Daarom is die lewende Here nie vanoggend aanwesig nie. Is hy nie vanoggend skaam. Want die heil wat verkondig is deur die profete Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniël, die klein profete Micha, Habakuk, kan ons opnoem. Het dit verkondig, het dit aangekondig, het dit gebring, het dit kom ontbloot. Haggai, Joël, die klein profeet Joël, het dit kom aankondig, geliefdes. Die heil sal bekend gemaak word, geopenbaar word. En Jesus Christus het verskyn in die wêreld. Broers en susters, ons sterf nog. Ja, ons het dit ervaar, maar agter die dood is daar nie oordeel meer nie. En Christus Jesus het die oordeel van sy Vader op hom geneem. Daar is nie 'n groot vernietiging nie. Die dood is nie die einde nie, maar is die deurgang. En hier kan ons vir onsself 'n beeld skep, as ons net daaraan wil dink. In die donker muur van die dood het Christus 'n gat kom inslaan. En die mens kon daardeur ontsnap, in Christus Jesus. Die heil, wat verkondig is, wat Jesus Christus gebring het, die heil, het waar geword. Geliefdes, en dit bring 'n bevryding in ons lewe. En wat gee hy nog, en ons kan begin afsluit. Hy gee vir ons die ware lewe, die ewige lewe. Ons het dit verbeel. Ek het dit verbeel. Ons het dit saam verbeel. Die Here gee dit vir ons terug. Die ewige lewe. Die troos is nie moedeloos nie, nie twyfel nie. Die ware lewe van Christus, geliefdes, ons kan staan by 'n bed waar 'n geliefde gesterf het, by die dood. Maar dit geskied aan sy hand, die Here se hand, en hy bring ons daardeur. En daardie dood wat hy ervaar het, en waarmee hy vandag te doen het, en wat hy geloof 'n ruk gegee het. Daardie geloof dra ons deur die poort tot die nuwe lewe. Dit is die ware lewe. En wie weer lewe,
deurlewe, glo, en hy hoop, en hy vertrou. Hy kan met sy lewenstaal aangaan. Hy kan in die geloof aangaan. Hy het 'n nuwe visioen gekry, 'n boodskap gekry van Jesus Christus. Die Heiland, die Here. Hy kan voortgaan, hy kan. Timoteus, jy moet voortgaan nou. Hy kan van die sterfbed van die graf af voortgaan, met groot ywer, om die Here te dien, die enigste Here, die lewende Here. Hy kan gaan getuig in die wêreld. Hy kan gaan getuig en sê die Here het my deur hierdie krisusuur van my lewe gebring. Niks of niemand kan julle geliefdes troos, soos die Here dit kan doen. Deur sy woord, deur sy werk, deur sy ingryping, deur dit wat in hierdie dag vir ons soveel hartseer en worsteling veroorsaak. En dan het Paulus in ons gedeelte klaar geskryf vir ons, vir Timoteus, en die eerbare woord van die Here staan vas. Dis die fondasie wat ons nodig. Geliefde Sonja, Joel, kinders, André, kinders, geliefdes, geliefde suster, vir jou, sy kind, mag die Here hier die woord van die Here aan Timoteus krag gee, ja, genade wees. Amen. Kom ons sit net so gemaklik, geliefdes, dan bid ons saam. Kom ons sit net so gemaklik, sluit die oë, buig aan aanbidding, en dan aanbid ons saam. Hemelse Vader, U is die lewende God van hemel en aarde. U versorg. Here, dit is waarom ons saamgekom het, dat U by ons kan wees. Van heinde en verre het geliefdes gekom, en ons buig voor U. U is die lewende Here wat die natuur daar buitekant versorg het, alreeds vanoggend weer op pad hierheen. En die reën vanuit die hemel. Ja, Here, nog 'n paar weke terug was die mens mismoedig oor die droogte toestand en die hittegolwe in hierdie land en in hierdie wêreld. Vandag tel ons die syfers van hoeveel dit gered het. Here, net U kan dit gee en U kan inkoms gee. Vader, wat is die mens dat U aan ons dink? Die mens se kind dat U ons besoek. Vanoggend ons besoek hier waar ons saamgekom het. En daar is die vreugde van môre nie. Daar is hartseer. Of daar hartseer is, of daar vreugde is. U woord antwoord ons, bemoedig ons, roer ons aan, oorweldig ons. U Gees oortuig vir ons van Christus Jesus. Dat God goed is, dat hy regverdig is, dat hy nooit foute maak nie. Oortuig vir ons van Jesus Christus, die goeie herder. Geensins is ons weeskinders in hierdie wêreld agtergelaat nie. Ons het 'n Vader wat hom met ons bemoei,
vanoggend in hardloop. Here dring U die geliefde kinders van U, dat hulle in U arms in hardloop. Daar is liefde, vrede, kalmte, vir hulle gemoed, vir hulle huise, vir omstandighede. Die omstandighede, Here, 'n plek wat leeg is, 'n stem wat stil is. As ons roep, dan is daar nie 'n antwoord by daardie naam nie. Maar as ons roep, dat ons U sal roep. U maak vol, U bring vrede, U bring kalmte, U is die Here. U het U kinders lief. U sal nie eers die kleinste kindjie mis. 'n moeder, kinders en geliefdes, familie, vriende. Here, mag hulle nog lank ook aan U woord dink. Op hulle paaie die geliefdes in die wêreld waar hulle vandaan kom en waar hulle nodig het. U woord nie net in hulle sakke sal ronddra as 'n papiertjie of 'n versie nie, maar U woord in hulle harte sal ronddra. En mag ons, Here, die dag as ons soos Paulus in die tronk sou sit, sonder die woord van die Here, as dit van ons afgeneem word, ons daar in Psalm 23 sal kan opsê. Daaruit sal kan lewe, kan gaan haal, gaan toepas. Laat U woord met hulle saamgedra word, dwars oor die land, dwars oor die familiegrense en spektrum van die familie. En hier in hulle huis sal aanvoel U is teenwoordig. U word groter. Ja, groter, Here. En ons word kleiner en meer afhanklik van U. Soos kindertjies, soos hierdie babietjies in die erediens van môre. Ons is totaal van U afhanklik. Ook van ons troos, ons hoop, ons versorging, wanneer ons hartseer is en wanneer ons gebroken is. Wil U hulle met U saamleef en wil U hulle oorweldig deur die Gees en besit neem. Dankie vir die dag, dankie vir ons geleentheid, dankie vir alles wat goed is en mooi is. Dankie, Here, dat U by ons is. Ons bid dit in U naam omwille. U naam word verheerlik in hierdie feestyd, in die hemel en op aarde. U naam is heilig. Amen. Geliefdes, ons gaan weer sing. Kom ons sing weer in die vervolgens dan wat ons gaan sing, die volgende lied 519. By daar die 4 verse wat daar vir ons ingebring is, die 4 verse gaan ons sing, geliefdes. Kom ons geniet dit en daarmee gaan ons afsluit. U bly staan vir die uitspreek van die seën. Daarna gaan ons aan met ons program en die verrigtinge ook hier dan by die kerk en hier in die kerkgebou. Lied 519, wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Net voordat ons begin sing, ons gaan staan en sing. Dis liedere die wat oom Joel baie geniet het in sy lewe. Dit was ook baie belangrik. Terwyl ons sing, kom ons luister ook na hierdie woorde van lied 519, wat kosbaar is, wat ook vir ons in die lewe kan bybly, as ons elke keer as ons sing, en hierdie woorde lees en hoor. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom ons staan. Wees stil en weet,
sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef, aan elkeen van die geliefdes vrede gee. Amen. Broers en susters, geliefde familie, vriende, ons gaan dan net nou eers die begrafnisbrief lees. Kom ons doen dit ook met daardie groot eer en respek, wat die begrafnisbrief ook dan uiteindelik ook in ons midde vir ons beteken, geliefdes. Groot eer en respek, kom ons doen dit ook daarmee. Begrafnisbrief van oom Joel Johannes Shemen. Ons groet jou met mooie herinneringe aan jou liefde, opregtheid en 'n deelsaamheid, insig en humor wat altyd by ons sal bly. Ons is hartseer oor die afskeid, maar ons het vrede en is gelukkig met die wete dat jy jou finale wedloop met welslaag voltooi het. Mag ons almal poog om jou voorbeeld na die beste van ons vermoë na te volg. Dankie Here dat ons kon deel wees van sy lewe. Vir 79 jaar, 10 maande en 4 dae was jy deel van iemand se lewe. Geliefdes natuurlik van sy geliefdes se lewe in die eerste plek. En ook van sy vriende en sy genote. En hier word hulle ook genoem as seun, broer, eggenoot, vader, oupa Gooitjie en vriend. Dit was die Here se wil dat jy op 21 Desember 2024 om 5:04 jou eindpunt in hierdie wêreld bereik het. Tot sover die begrafnisbrief. Nou gaan ons geleentheid gee vir die huldeblyke. Huldeblyke wat jy graag wil bring. Andre, ek weet jy wil graag een bring. Ook jy Joel, sekerlik ook daar iets in besonder ook sê. En dan ook almal dan wat graag ook van die briefies 'n bietjie wil voorhou, jy is baie hartlik welkom. Ons gaan nou geleentheid gee daarvoor. En so gaan ons dit ook dan later afsluit, maar dan nou eers gaan ons die huldeblyke voorlê. Andre, kan ons met jou begin. Met jou ma, asseblief Sonja, jy is baie welkom. Baie welkom. Ek dink jy kan net so stap Sonja, daar moet 'n lyspreker wees wat kan is, of probeer op net reg kry daar. Wie jy al sit so in die bokant. Dankie Sonja, baie dankie. Wat ek geskryf het na 'n man waar is. Seker wat ons eie stories het. Daarna ek nog nie al die gesien het, maar ek van my gehoor het. En ek weet dat ek nie te gaan. Want dit was God se wil dat ek jou op die pens moes aanneem. Baie dankie vir 45 jaar met ons. Baie dankie vir 45 jaar wat ons mekaar se lief en leef. Dat jy altyd gewillig was om te luister, raad te gee, terecht te wys en te ondersteunen. Hoe alles so liefde omgekeerd en niemand wat die veilig gegeven begin. Dit is nie iemand die bijvoorbeeld minus onduidelijk en niet van alles gegeven. Jy het daar altyd saam vast manier met die buiten
jou leer en ook so gemaak. Jy het weer soveel pyn gegaan, maar nogtans was jy altyd met almal om jou gekom. En jy nooit nagemaak en altyd eers jou liefde versorg, voordat jy enigstens sal ontspan. Een dag wat ek op raak kan sien, en wil sien, is dat jy Godse kind is. Al het jy soms getwyfel en gevra dat ons weer moet uit. Was nou dat ons nooit twyfel. Lewe voor my daar, lewe woon in my hart. Daar, wat jy nou sommer enige pyn, die leiding na geseer is, en waar jy met elke woorde kan soms sing en luister na die wonderlijke hemelse muziek waarvoor jy so lief was. My lewe kan weer wees op jou. Amen. Papa Jo, vandag wil ek my dankie sê. Dankie vir Papa se fontein van liefde, wat oorlopends deur die jare sonder ophou gevloei het. Dankie aan Papa se ondersteuning deur die jare, die wyse raad. Papa het vir ieder en elk geleer, glo in jouself. Wees trots op jouself. Stel God ons Vader eerste. Wees nederig en toon liefde vir die naaste. Ek gaan ons geselsies mis. Mag dit wees oor die Bybel, mens wees, of sommer net natuur. Ek kan ons grappies wat ons altyd geweet het, baie mens. Papa weet dat Papa my koning van konings is. Ek is so trots op Papa. Papa se stem is stil, maar ook met blydskap in my hart om te weet, Papa is by ons skepper, wat hemel en aarde gemaak het. Tot ons weer kan lag. Papa se verlangende dogter, Inara. Liefste pa en oupa Jo, hoe lief was pa nie vir ons nie. Altyd so opreg gedeel in ons vreugde en sukses. Tydens ons eerste seer was pa altyd net oproep ver. Moeilike dae het ons saam gehuil. Mooi gelukkige dae het ons saam gevier. God altyd alle eer gegee, om saam geloof en geprys. Pa se hart was so opreg en edel. Ons eer pa daarvoor. Dank vir die jare se liefde en omgee. Pa is ewig in ons harte. Lief oupa altyd. Liefde Suzanne, Mariska en Zanaida. Dan kan jy allemaal net op die jankies wat gewees en ek weet my God en ander dinge baie sosiaal dat jy taak hoor. Baie stories wat jy allemaal verhaal het en baie liefde altyd. Dat ek weet dat jy allemaal die liefde en die liefde lees, ons gebeur graag hoor. Ja, dat was het mij. Het was weer baie ongeveer. Ek weet nie raak nie. Ek wil baie mis. Dankie dat Papa altyd kan sien iets gespook na die dag. Die kade van trots is wat gesteer en die woorde was wat my hond. Alle Papa steer gehad. Papa was daar. Papa so omgee, mens wees, dat so uitsonder. Papa het groot daar om ander mense boeie self te sê. Dit is so groot voorraad om een van Papa se kinders te kan wees.
Die rolmodel wat papa vir ons was en die lewenswese wat hy met ons geleer het, soos om die beste te wees, ander ons te help, en goed en mooi vir Jesus vir ons het raak te sien en te waardeer. Papa was 'n wonderlike ou papa en 'n uitsonderlike pa vir my lewe. Wonderlike ek sal altyd onthou. Ek sal altyd ons sonsondergang onthou. Toe ons saam na gekyk en die mooi daarvan bespreek het. Ons laaste siene wanneer ons met hulle verpraat. Die laaste touch wanneer ons ry. En my hart weet ek allemaal was net leidskap en op alles in die man van. Ek alles Suzette, lief, en so baie ander van ons familie. Die feeste wat my feest. Maar ek sal nie. Maar ek sal nie waar. Daar was so baie dingen over die antwoord is. Die burgers te vinden in die tijd. Maar mama keer my hart en van my weer. Ek kon nie mooi sê. Maar ek voel nie waar. Dan sê ek nie, ek sê net nooit. Ek denk nie baie. Ons is niks te doen. Papa, baie van pa se liefde, geduld en omgee die jare. Dankie pa se voorbeeld en geleer elke dag. Deur pa se voorbeeld sal ons alraai wees. Soos jullie gesê het, pa was die sterkste mens wat ons geken het, maar die Jesus nie besluit. Pa het pa se werk op aarde met so wat die laat geslaag. Dank vir al ons liefde vir ons, ons kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Ons sal altyd onthou word vir die mens wat pa was. Ons sal altyd baie lief by die pa. Tot ons weer sien. Andrei, Keila, Christian, Johan en Nina Noah. Yes. Asseblief, dan is het tijd dat ik in de suite van ons heb. Dan moet iemand goed op Amerika gelegd om al periode alweer van de realiteit.
Dankie Annie, dit was baie mooi. Baie mooi. Maar vir jou, die harde skerp. Ek kom steeds die grote stryd om het op wat kultuur te sê. Dat moet ook wat dankie sê, vir wat ook op my doen. Om my te leer van die hulp en liefde. Wat ek die meeste van is. Is as ek het ontvang. Wat op my doen. En dat ek weet. Ryk kyk, en ons sterf van papa, waarom bin ek? Hoe goed hy speel. Ek van opa, sal vir kom en sê by die kerk. Om ons geselsies, en opa sy regte stories, oor mankies doen. Opa was 'n groot deel van my lewe, opa. Ek is net bly opa, om klein geld. Jeugdland is die vliegende. Is die gebruik met klop. En het ook het wetenbos van sy lewe. Goeie dankie vir die goeie opa, die goeie papa. En veral dankie vir die goeie man. Dat ek op wat was so net was. Die heel draai van alle lewe van opa is en sal altyd deel van ons jongmans gewees. Gaan opa baie mis, die liefde, die waarde. Dank jy, jullie. My liefde, ek weet nie hoe groot 'n mens is nie. Die tyd het gou gekom. Papa het 'n groot lewe gevul, my aanvaar as papa geword. Van die eerste dag wat ek Papi ontmoet het tot die laaste. Papi se wysheid leer my dit in moeilike tye. Die kuiertjies, al die papies self die lekker gevoel, al die boodskappe elke dag en die oproep op die taal wat ek gevoel het, ek kan nie meer. Papi het nie 'n baie fyn aanvoeling in my menswees gehad. Papi het 'n baie fyn aanvoeling in my gehad. Baie dankie vir die 35 jaar. Jesus, wat hierdie formidabele, godvreesende, hardwerkende, liefdevolle mens, wat toegelaat was om deel van my lewe te wees. Dankie vir die wonderlike pa, oupa en mentor wat papi vir my en kinders was. Dankie vir die mens wat papi was en altyd bemoedigende woorde. Liefdevolle drukkies. Ek sal papa met elke deel van my wyse as ek wees lus. Maar ek vind papi ook die rus van ons hemelse Vader, dit sag op jou tot ons Here ontmoet. Altyd om my liefde vernel. Maar nou weer moet hierdie is die nie. Dankie vir oupa, dankie vir elke af. Marie, dit is vervuld.
en elke man het ook al so trots op jou. Dankie vir die ondersteuning, net sê dit nou die sportgebied, persoonlik of personele gebied was. Oupa se woorde van moed was altyd oral. Ek is so jammer vir my kinders, sonhalwe dat oupa nie hier gaan wees om die verskil te besef wat weergaat in die wêreld gaan. Soos oupa altyd oor hom uitgespreek het, of dat ons nou klein reegat, of ons klein lewe wêreld, nie die kans kan hê, maar ook op 'n groot doel te kan ontmoet. Ons weet sommer die hemelkoeke maak soos duiwe en die loop soos oupa net so vir hierdie twee nog eendag vetpret bring. Ons kan vir oupa weer is en die verlossing, maar ons hart is seer. Ons sou graag nog met een vars brood met ons nog saam oupa geniet. Nog een bakkie ouma vir my, nog een heuningkoek, of nog een gesprek oor hoe oupa se hande so kof. Hey, wou oupa laat die enorme leemte in ons hart tel. Maar ons beloof dat die stories nooit tot einde sal bereik nie. Oupa sal bly voortleef in ons en ons kinders se lewens, al ons baie liefde uit die diepste kamers van ons harte. Vir ewig en vir altyd, lekker is aan oupa verdien dit, Jan, Marie en Rega en klein juffrou Wêreld. Sy die naamste nie is. Crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said that you forget me, Father, did you? They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before us. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. He hung his head and prepared to die. He lifted his face to the sky, said, I am coming home now, Father, too. A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord, said truly this was Jesus Christ, our Savior. He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, felt
may, we believe in tomorrow and a way full of joy and no more sorrow. After all, we have only one lifetime to be peaceful and happy, so let's do it with love. Every night, every day is a blessing, yet there's so many dreams we all are losing. Time is life, use it well every moment, and the sunshine of life will be yours night and day. Oh, my heart tells me why your heart is beating for me. What a feeling I feel when I love you. Never cry, no, don't cry, neither will I. Oh, not me. In your touch there is such harmony. We're two shadows alone in the night, in a world full of pain. We see heaven. Oh, come what may, we believe in tomorrow. Darkest memories will go and the new sunlight will shine. A new day, a new way, a tomorrow will bring a new day. Yes, a
dierbare Johannes Sherman tot hom geneem het. Daarom vertrou ons hom aan die Here toe. Dat die Here ook sy vernederde liggaam aan sy verheerlikte liggaam gelyk sal maak en tot in alle ewigheid hom dan by ons sal neem. Amen. Tot sover ons formulier, geliefdes, tot eer van hom Joel, mag die Here ook hom lei tot in die Vaderhuis met sy baie wil. Amen. Geliefdes, baie dankie. U kan gaan in vrede.